Amen. Prys die naam van die Here. Ja. Baie dankie aan die musiekdepartement wat vir ons so mooi vanmôre die musiek gedoen het. Ons waardeer julle. Amen. Ons het julle gemis. Ja. Terwyl julle nie hier was nie. Maar baie dankie. Aan u baie welkom vanmôre hier in die huis van die Here, by die AGS te huis, die Care Village in die Protea saal. En ons vertrou dat u vanmôre die woord van die Here sal ontvang met 'n dankbare hart. Amen. Nou, jy weet, ek het laas Sondag was my woordbediening en net een het daaraan gedink. En dit het gegaan oor die 10 melaatses en net een het omgedraai om dankie te sê dat hy genees is. En dan sê die woord van die Here, en dan was hy nog 'n Samaritaan. Maar ek wil vanmôre daaraan dink om te draai, om vir die Here dankie te sê vir die laaste paar weke, wat die Here regtig vir ons fantasties hier in die tehuis onderneem het. Heel eerste het ons 'n data projektor gekry teen 'n baie belaglike prys. En ons is so dankbaar dat ons nie meer transpirante gebruik nie, maar dat ons ook nou 'n data projektor het. En dan het ons hier agter in ons kombuis ons eie yskassie nou. Ons het ons eie stoof, ons eie pan, en dan in hierdie week het ons eie mikrogolfoon ook bygekry. So kom jy dan in hierdie week. En dan in ons kombuis, hier aan die ander kant, het die Here op 'n wonderlike wyse vir ons voorsien. Ek het vir iemand vertel dat met die koor wat vir ons gaan sing die 15de September, wil ek R61,000 vat en 'n nuwe oond koop, want daai oond is voor COVID al stukke. En die persoon het gaan kyk, en 'n week later toe kom sit hy in my kantoor en hy sê, wat is julle adres nou weer? Hy het vir ons 'n splinter nuwe industriële oond aangekoop. En wat 3 panne het. Dan het hy ook, ek weet nie wat ou dit noem nie, hotplate of so, waar jy eiers op gaar maak en T-bone steaks en sulke goed. 2 van hulle en dan die toebehore wat daar by is. Jy wil nie hoor nie, dit is panne en panne en panne wat daar is. En gister het ons eerste mac and cheese gehad uit die nuwe oond. Vandag is die nuwe die hoender wat u vir middagete gaan kry uit die oond. En dan natuurlik die nagereg ook, maar vir u wat nou nie nagereg eet nie, ons het vir u pudding georganiseer. So maar dit kom ook uit die oond uit. En weet julle, dit is met groot dankbaarheid dat 'n mens net kan sê dankie Here vir die voorsiening. Nou wil ek net sê dat die Tygerberg Stadskoor het onderneem om 'n hele verskeidenheidskonsert te hou op die 15de September 3:00 die middag in die NG Kerk Moedergemeente Kuilsrivier. Al daai geld gaan hulle net so vir ons skep. Hulle gaan net aftrek die advertensies en sulke klein goedjies. En dan moet ons natuurlik die faktotum betaal wat die kerk moet oop en toesluit en skoonmaak en so. Maar ek wil net vir julle sê, dit is hoe die Here voorsien het. Dit is regtig amazing hoe die Here net voorsien het. Nou, ek en Margriet en Dominee Cathy en Betty en John was John Eisler was gisteraan by 'n kabaret gewees wat die Stadskoor gehou het by die NG Kerk Stellenberg. En ek wil vir julle sê, ek het dit so geniet. Hulle het amazing gesing en so pragtig gesing, maar ook baie meer lewend gesing.
So ek kan u verseker, dat dit die moeite werd is om vir u kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, en almal te vertel, koop asseblief 'n kaartjie by my. Ek vra, as elkeen van ons net 5 kaartjies kan verkoop. En dan maak ons daai saal met 800 vol. Ons het 200 kaartjies, dis by Marlene, jy kan dit daar gaan koop, kom ons maak daai saal vol, en ons luister, hulle gaan 'n verskeidenheidskonsert hou, en so ja, ek weet hulle begin met How Great Thou Art. Nou, hulle moet nou net vir Elvis kry, want dit is net hy wat daai lied kan sing. So, maar van ons kant af wil ons dan nou net sê, weet julle wat, ons kan die Here 'n lekker harde hande klap gee van dankbaar. Amen. Dit is die naam van die Here. Nou, as u die woord van die Here saam met u gebring het, blaai saam met my na Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8, en ons lees daar vanaf vers 37. Romans chapter 8, commencing our reading from verse 57. We will read the Afrikaans translation. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of leeu, of engel, of owerheid, of mag, of teenwoordig, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is. Amen. Baie dankie Here vir u woord. Nou ek wil nou bid, Here, dat u woord vanoggend tot ons harte sal spreek, in Jesus naam. Amen. Die tema vanmôre is die tipologie van 'n boksgeveg. Die tipologie van 'n boksgeveg. Nou iemand het in die week vir my gevra, wat beteken die woord tipologie? Nou dis 'n tipe. En die definisie vir dit is, wanneer geskiedkundige feite as van God gegewe voorbeelde of tipes van komende groter en meer volkomende feite opgeneem word, dan het ons 'n tipologie. Nou, dis ook 'n mondvol goed. 'n voorbeeld. Die tabernakel se dak was van robbe velle gemaak. Die tipologie van dit, die tipe wat dit deurgee, is robbevelle is baie onooglik. Dis nie iets wat jy in jou huis sal ophang. Dis nie iets wat jy op die vloer in jou huis sal sit nie. Dis nie iets moois nie. En so is hierdie dak dan van robbevelle gemaak. En die tipe daarvan is dat Jesus het aan die kruis gehang. Die woord sê, en die mense het hulle aangesig verberg vol. Hulle kon nie na hom kyk nie. En dit is die tipologie van daai dak, verwys na Jesus op die kruis, wat gekruisig is, geslaan is, en sy aangesig was vir iemand vir wie jou aangesig verberg. Nou, ek wil nou vanmôre oor 'n boksgeveg met u praat. Nou, laas Sondag, daar by Mosaïek gemeente, na die diens het ons Kononia gehad, en dominee Attie se vrou vertel my toe van 'n dominee wat hulle gehad het in Lady Smith. En niemand het vir hom of vir sy vrou dominee gesê. Almal het vir hulle gesê Ouboet en Ousis. Dit was die dominee se naam. Jy het nie gesê dominee, jy het gesê Ouboet en jy het Ousis gesê. En sy sê eendag op 'n jeugkamp het Ouboet met hulle gepraat oor 'n boksgeveg. En sy het 2 dinge genoem wat ek hier gaan noem as 'n tipologie. Die een is, jy kan nie 'n uitklop gee as jy buite die kruit staan. En as jy vasval, is jy binne die ruimte van iemand anderste,
en dan kan jy ook nie oorwin nie, want as jy beperk in die ruimte wat daai persoon vir jou gee. Nou, ek was ook 'n bokser op my dae, maar ek het in die kruit net 2 houe geslaan. Die eerste hou het ek misgeslaan, en die tweede hou het ek neergeslaan. Maar dit was nou my boksloopbaan gewees. Wanneer ou kyk na 'n boksgeveg, kan mense na die bokskruit toe kom en net handdoek ingooi. Jy weet, as jy nou hoor, hulle kondig af, Gert Venter gaan teen die bek van Boomstraat Kalliknoet se boks. Kyk, dis die vinnigste wat ek handdoek sal ingooi. Ek gaan definitief nie in daai kruit klim dat Kalliknoet se my weer mekaar slaan. Maar nou kyk ons na Elia onder die besembos, daar in 1 Konings hoofstuk 19. Net voor hierdie geval, daag hy die Baalpriesters uit. Hy sê, kom ons bid, en die God wat van met vuur uit die hemel antwoord, dis die God. En hy so manhaftig, en hy slaan 'n uitklop hou, want die Here antwoord met vuur uit die hemel uit. En dan kom daar 'n klein timmerige vroutjie en sê, wie het die Baalpriesters doodgemaak? Ek soek daai man, ek wil hom doodmaak. En dan vlug hy. En hy gooi handdoeke. Vir die Baalpriesters het hy gestaan, maar vir 'n timmerige vroutjie gooi hy handdoeke. En vriende, baie keer lyk ons omstandighede so groot. Dit lyk so onoorkomlik, dat ons so maklik wil handdoek ingooi en sê, dit werk nie, dis nie vir my gemaak nie. Dis nie vir wie ek is nie. Daarom gaan ek nie eens in die kruit klim nie, alhoewel die woord sê, ons is meer as oorwinnaars, deur Jesus Christus, wat vir ons die krag gee. Nou, meer as 'n oorwinnaar, is baie interessant. As ek nou boks en ek wen, dan vat die skeieregter, hy steek my hand op, en dan sê hy, ek is 'n oorwinnaar, en hy gee my 'n check. Die dae toe daar nog checks was. Maar as ek by die huis kom, en ek maak die deur oop, en my vrou sê, waar is daai check? En sy vat die check, dan sê hy meer as 'n oorwinnaar. Want sy sit daar met die geld. En dit is die illustrasie wat ek vir u wil sê. Ons is meer as oorwinnaars, ons het die check in ons hand. Ons het die krag, ons het die mag deur die Heilige Gees en deur die bloed van die Lam om meer as oorwinnaars te wees. Daarom hoef ons nie handdoek in te gooi nie. Een van Suid-Afrika se boksers het 'n wêreldtitel gewen. En na die geveg en hy nou wêreldbokskampioen was, wêreldbokskampioen, toe vind hulle uit dat net voor die laaste ronde het sy afrigter vlugsout onder sy neus deurgetrek en dit het hom weer nuwe woema gegee en dis hoe hy gewen het, met vlugsout. Dit het uitgekom en was in die koerante en so meer. En ek wil ook vandag vir sê, jy kan nie in die kruit klim met vlugsout nie. Want die woord van die Here sê, ek sal my moeder en my vader se huis verlaat, ek sal my eiendom verkoop en ek sal die Here Jesus volg. En dit is in Matteus hoofstuk 19, vers 22. So, daar's nie 'n kort pad in die bokskruit. Daar's nie 'n manier om weg te kruip nie. Jy's oop en bloot. En jy kan nie kroek nie. Dit werk nie om te kroek in jou geestelike lewe nie. Dis die waarheid. Jy kan die kort pad vat nie. Of jy's uitverkoop aan die Here, of jy is nie uitverkoop nie. Die Here soek jou alles op die altaar. Amen. Daar was 'n dorp wat 'n kerk gebou het. En 'n toring baie hoog. En heel bo het hulle 'n klok gehang, maar hulle het geen tou of ketting of iets gesit om daai klok te laat lui nie. Maar hulle het geglo, die persoon wat iets vir die Here offer,
wat vir hom aanvaarbaar sal wees, iets wat nie vlugsout is nie, dan sal die Here daai klok laat lui. Mighty Die God. koning het gekom uit sy kroon afgehaal, dit geplaas en die klokke was stil. Ryk mense het hulle rykdom daar kom sit, die klokke was stil. En een Kersnag, toe die kerse doodgeblaas is en die parafienlampe dood is, skielik toe kom daar 'n geweldige klank van klokke oor daai dorp. En almal hardloop na die kerk toe, en daar by die altaar staan 'n 6-jarige seentjie. Hulle sê, Boeta, wat het jy gemaak dat die Here die klokke laat lui het? Hy sê, nee, ek het hier gestaan, ek het sê, Here, ek het nie 'n kroon om vir u te gee nie. Ek het nie geld om vir u te gee nie. Maar ek lê myself op die altaar. En toe die klokke gelui. Vanmôre wil ek vir jou sê, as jy jouself op die altaar lê, kan jy nie vlugsout gebruik nie. Daar is nie 'n kort pad nie. In elke boksgeveg sit daar 'n persoon in die hoek van daai boksing. En wanneer die klok lui en hy daar in die hoek gaan sit, dan gooi hy hom met water en hy haal die gum uit en hy maak dit skoon en sit dit terug in sy mond en dan sê hy vir hom, luister, jy moet kyk, daai ou laat sak sy hand wanneer jy nader kom, so pot hom in die gesig, of hy maak sy gesig toe, maar sy lyf hier is heeltemal oop, pot hom op die maag. En so gee hy hom raad. En ek en u is in 'n boksgeveg en in ons hoek sit die Heilige Gees. Halleluja. Want die Here sê, dit is goed dat ek weggaan. Want ek stuur vir julle die Heilige Gees en die Heilige Gees sal julle leer, die Heilige Gees sal julle onderrig, die Heilige Gees sal vir julle krag gee, die Heilige Gees. En ek wil vandag vir u sê, dit is belangrik dat ons elke oggend sal seker maak die Heilige Gees stap saam met ons die pad. Want in ons hoek is die Heilige Gees, Johannes hoofstuk 16 vers 13 en 15, kan dit daar gaan oplees. My vraag is, wie is in jou hoek? Nou, wie se raad luister jy? Yes, mighty God. Is jy iemand wat luister na wat die toeskouers sê? En as jy nie luister en dan gryp baie tannie die stoel en kom klap jy met die stoel oor die kop in die kruit. Of laat jy toe dat die Heilige Gees in jou hoek sit, in jou guide. Luister jy wat die Heilige Gees sê? Ek meen die bokser hoor wat sy afrigter sê en die ou in die hoek, maar as hy daar in die kruit klim om in die volgende ronde begin, dan doen hy maar net weer dieselfde wat hy nie gedoen het. Dis waar, ja. Maar as hy luister na sy afrigter in die hoek, dan gaan hy wen. Baie keer sit ons en ons luister nie na ons afrigter nie. Dan is daar natuurlik 'n skeieregter ook in 'n bokskruk. En die woord van die Here is ons skeieregter. As ek nie weet wat is die reëls en die regulasies nie, dan kan ek na die woord van die Here toe gaan en hier is al die reëls en die regulasies vir my beskikbaar. En ek kan uit die woord uit kan ek leer en sal ek volgens die reëls van die boksgeveg sal ek veg en sal ek meer as 'n oorwinnaar wees. Amen. Daarom is dit belangrik dat ek die woord van die Here sal ken, want dit is my skeieregter. Dis wie my bepaling is in my lewe. Dan ek weet nie wat hulle die dametjies noem nie. Ek het probeer uitvind, maar niemand kon my help nie. Daar klim 'n dame in die kruit. Dan hou sy so 'n bord wat sê nommer 1. Dan sê hulle round number 1. En dan later round number 8. En dan loop sy so met die bord daar in die kruit. Julle weet van wie ek praat. En dan is daar natuurlik langs die kruit ook 'n timekeeper. Iemand wat tyd hou. Want die
ronde kan net 3 minute wees. So dis sy werk om tyd te hou. En nou sê Prediker 3 vers 1 tot 11, hy sê daar's vir alles tyd. En dan sê hy, daar's 'n tyd om gebore te word. Wanneer hulle aankondig, round number 1, ronde nommer 1. En dan gaan ons so deur die jare, ons eerste ronde is ons gebore, volgende ronde is ons 'n kleuter, volgende ronde is ons 'n tiener, volgende oomblik is ons 'n matrikulant, en so gaan ons deur die lewe. Maar vanmôre steek hulle die bord op en sê, the last round. Ons is in ons laaste ronde. Baie dankie, Here. En in hierdie ronde moet ons die uitklop hou gee. In hierdie ronde moet ons meer as oorwinnaars wees. In hierdie ronde het die Here ons 'n geleentheid nog gegee om 'n verskil te maak en vir die wêreld daar buite te wys, ons is meer as oorwinnaars. Ons gaan ons nie laat onderkry deur die ekonomie nie, ons gaan ons laat onderkry deur die politiek nie, ons gaan nie ons laat onderkry deur die misdaad nie. Ons is meer as oorwinnaars, want ons is in ons laaste ronde en ons gaan vir ons kleinkinders iets nalaat. My oupa, my ouma Grootjie, my oupa Grootjie was meer as 'n oorwinnaar. Tot in die laaste ronde het hy nie handdoeke gegooi nie. Het sy nie handdoeke gegooi nie. Maar het hulle ook nie vlugsout gebruik nie. Hulle het deurgegaan. En wanneer daardie tydhouer sy stophorlosie druk en sê, die ronde is verby, dan gaan ons 'n nalatenskap hê. Yes, my Lord. As ek nou vandag vir u vra, wie van u kan nog Mike Skit onthou? Ja. Dan gaan almal hulle hande opsteek. Hy het 'n nalatenskap gelos. So ons vra, wie van julle kan nog Gerry Coetzee onthou? Seeraantjies Coetzee, soos Leon Schuster gesing het. Dis 'n nalatenskap. So ons praat van Willie the Wheel. Ek weet nie weet hoeveel van julle sal weet wie Willie the Wheel was nie. Maar hy was ook 'n baie goeie bokser daar in die 50er jare. Maar hy het 'n nalatenskap gelos vir ons. En dit, vriende, is wat ek en u vandag moet doen. Wat doen ek en u in ons laaste ronde? Die 10de ronde in ons lewe. Luister ons na die Heilige Gees se inspraak in ons lewe, ook hier in die laaste ronde. Of sê ons vir onsself, weet jy wat? Ek het nou deur die jare gekom, ek het baie wysheid, ek het baie kennis, ek het al die tegnieke, ek het nie meer nodig om na die Heilige Gees te luister nie. Of is ek nog in totaliteit afhanklik van die Heilige Gees? Dan sê 1 Korintiërs 15 vers 55, hy sê, dood, waar is jou almal? En dit gaan oor ek en u moet die uitklop hou gee. En ek en u kan die uitklop hou slegs gee as ek in die kruit is. Ek kan hierdie uitklop hou slegs gee as ek naby die opponent is. Ek kan nie hier staan en so maak en dink ek gaan vir pastoor Hansen 'n uitklop hou gee nie, dis te ver. Ek moet daar naby wees. Dood, waar is jou hande? Dood. Ek en u het die krag deur die Heilige Gees om die uitklop hou te gee in ons lewe. As ons moedeloos is, gee vir moedeloosheid 'n uitklop. Ja. As ons siek is, gee daai siekte 'n uitklop. Amen. As ons finansiëel swaar trek, gee hom 'n uitklop. Amen. Dat die Here vir jou sal voorsien. Ja. Maar, vriende, ek kan nie buite die kruit staan en dan wil uitklop hou gee nie. Ek moet binne wees en ek moet naby wees. Dan moet jy vasval nie. Julle weet wat vasval is, nee. Hy kom nader en dan val hy so oor sy opponent en dan hang hulle aan mekaar. En dan moet die skeieregter sê breek en dan breek hulle. En weet jy, Samson het vasgeval.
Samson het in die vyand se ruimte inbeweeg. Ja, Here. Samson het by Delila inbeweeg. En daar het hy vasgeval in die sonde. En die uiteinde was hy sy oë verloor. Ek wil vanmôre vir jou sê, pas op dat jy vasval in die sonde van hierdie wêreld. Pas op dat jy nie toelaat dat die wêreldse elemente jou laat vasval. Vasval in moedeloosheid, vasval in depressie, vasval in ek het handdoek ingegooi. Moenie vasval. Daar is krag in die Here. Halleluja. As 'n mens kyk na die kommentare van Rigters 13 tot 16, is elke kommentaar begin God het krag. Almal, God het krag. Elke hoofstuk begin God het krag. Jy hoef nie moeg te wees en vas te val om 'n bietjie te rus nie, want pas op. Dis net daar waar die ou here binne hou inkry en jou plat slaan. Dan as die geveg klaar is, dan kondig hulle af. Hierdie bokser het gewen met 'n tegniese uitklopping. Of hierdie bokser het gewen met punte. En dan kom hulle met net so groot beld, met net so groot embleem daarop. En hulle sit dit om die lyf, of hulle gooi dit oor die skouer. En dan steek hulle die hand op en sê, hierdie is 'n oorwinnaar. Dis sy loon wat hy kry, is daai beld en 'n check. Ek wil vir u sê, aan die einde van ons boksgeveg, Halleluja. aan die einde van ons boksgeveg, gaan hulle ons hand opsteek en sê, weer as 'n oorwinnaar, hier is die loon. En die loon is 5 krone wat jy gaan kry. In Openbaring 2:10 sê, en jy sal die kroon van die lewe kry. Yes. Dis jou prys, as jy vasstaan in hierdie boksgeveg. Dan 1 Korintiërs 9:24 en 25, jy gaan 'n onverganklike lorierkransie kry. Jy weet as 'n atleet hardloop, as 'n atleet hardloop en hy wen, dan hang hulle 'n lorierkransie om hom. Maar binne 'n week het die ding verwelk, dan moet jy dit weggooi. Ja. Maar ons, wanneer ons daar instap in die hemel, in die paradys, dan hang hulle 'n onvergeldelike lorierkrans om ons, 'n kroon vir wat vir ons gegee word, wat nie gaan verwelk nie, wat nie gaan roes nie, wat nie gesteel kan word nie, wat nie kan wegraak nie. Yes. Dit is ons loon. Dan 1 Tessalonisense 2:20 sê, ons gaan die kroon van blydskap kry. Dankie, Here. Al julle ou suurknolle, julle gaan een van die dae blydskap hê, hoor. Ja. Julle gaan 'n kroon van blydskap kry. Halleluja. Dan 2 Timoteus 4:8 sê, die kroon van regverdigheid. Dat julle is regverdig deur die krag en deur die genade van die Here. En dan 1 Petrus 5:4 sê, julle gaan die kroon van heerlikheid kry. Halleluja! Prys die Here. Nou, natuurlik hierdie 5 krone sal pastoor Hansen sê, nee man, dis is elkeen 'n preek op sy eie, jy weet dit net so nie, ek daaroor kom preek. So, maar laat ek net weer sê, dit is lewe, onverganklik, blydskap, regverdigheid en heerlikheid. Dit is jou 5 krone wat jy gaan ontvang. Mag die Here jou help in jou boksgeveg. Mag die verslaggewers 'n mooi report skryf oor jou boksgeveg. Ja, Here Jesus. Mag jy eendag voor die kroon van God staan en hoor, well done. Mooi so getroue diensknegt. Amen. Oor weinig was jy getrou, oor vele sal ek jou aanstel. Kom ons klim in die boksgeveg. Kom ons kry die regte toebehore. Moet bokshandskoene aantrek. Jy
kan nie daar met ketTINGs in klim nie. Jy moet 'n bokshandskoen hê. Met die regte tekkies aan nie. En daarom moet jy die volle wapen van God aantrek in hierdie boksgeveg. Hemelse Vader, baie dankie vir die tipologie van 'n boksgeveg. Here, dankie vir dit wat ons daai kon leer. My gebed is vanmôre, Here, dat U ons sal help, dat ons regtig ons ten volle sal oorgee en dat ons as meer as oorwinnaars uit die bokskruit sal klim in hierdie lewe wanneer die laaste ronde aanbreek in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën u.